Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live, net hier op TikTok. Want deze vibe, en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Daar sy, dis amptelik 8uur, ons gaan hierdie aand afskop. Julle as julle nog nie julle geshare het nie, vir ons asseblief dat julle dit sal share die live. Julle gaan lekker lag, ons weet dit, dis 'n waarborg. Ons gaan sommer van die staanspoor af begin en ek wil vir elkeen sê, ek hoop julle het 'n geseënde jeugdag gehad. Van my kant af, as die host van Perum Praat, Favorite melks, kom vra ek groot om verskoning dat ons nie gisteraand kon voortgaan nie. Maar het was bietjie ietsie wat buite my beheer was. Gewoonlik is daar nie so iets wat opduik nie, maar die week was nou anders. Maar ons is bly ten spyte van dit, dat ons vanaand dit kan voortgaan. En julle so sit agteroor, geniet die aand saam met ons, kom ons share, en kom ons begin hierdie aand. Baie welkom julle. Ons gaan nou na die intro liedjie luister, daarna vat ons aan. Favorite melks, kom miljarden zijn. Goeienaand aan Kom join zijn elkeen. live, net hier op TikTok. Want deze vibe, en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys, episode 8. Zet je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom we zijn naam. Welkom En in, ik mama ken ons sorry. nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Jouw favorite melks, kom op. Net hier op TikTok. Ja, dat is Daar is hy goeie naand aan elke liewe een, 'n hartlike goeie naand van my kant af. En ons sê weer eens Supersonic, ons is super dankbaar en bly dat jy ons gas vir vanaand kan wees. Nou julle, dalk is julle soos, wie is Supersonic? Nou moenie worry nie julle, I got you covered. Ons gaan 'n bietjie agtergrond oor hom hoor. Is maar baie klein, maar julle gaan nou hoor. So vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Hy is van Kempton Park. Hy hou daarvan om mense te prank en moed te gee. Hy is 'n straight shooter. Hy sê 'n ding soos hy is. 'n Interessante feit oor hom is dat hy net homself is. Baie, Yes, ja. baie welkom, Sonic. Dankie my Jomie, dankie. Dis lekker om hier te wees en welkom julle almal en ja man, ek is nou nie so famous as wat hy sê nie, verstaan julle? Maar ek like die intro man, dis nice. Ek is maar plat mens op die aarde en jy weet, ek sê maar altyd vir die mense, be blessed, stay humbled and always be the best version of yourself. Wees jouself, wees nederig en hou jou voete op die grond man. Definitief. Nou, ons gaan vanaand se geur, dit wil sê die topic is komiese inspirasie. So ons gaan bietjie daaraan proe. Ek en Supersonic gaan bietjie daaraan proe, dan gaan ons daaroor praat. So Ja. met dit gesê, gaan ons wegspring met die eerste vragie Supersonic. En die eerste Oei, vragie wat ek en jy 'n bietjie gaan oor praat is, wat behels komiese inspirasie vir jou?
Kyk hierso, ek het al baie talente probeer en komiese inspirasie vir my is, jy weet, ek het groot geword op Casper de Vries, Leon Schuster en al daai goeters en ek het 'n sense of humor. Kyk hierso, as enigiets laat my lag, kyk hierso, as ek nie myself inhou nie, lag ek vir enige ietsie. So ek het maar daai humor in my. Ek sukkel maar nog steeds self 'n bietjie om daai pranks te doen. Soos hulle dit kan doen, maar jy weet ek is nie 'n actor en daai goeters nie, maar vir my lag is lekker. Jy moet deur die lewe gaan met lag, man. Ja. Ja, definitief. Vir my is dit nou weer om snaaks te wees. Jy weet, dalk om 'n grappie te vertel en dan lag mense daaroor. Dit is wat dit vir my is. Kyk, vir my, En ek kan nie grappig persoonlik, vertel nie. wat het Ek kan nie Maar grappig vertel nee, nie. wat het jou eerste verlief laat raak op comedy? Wat het jou eerste verlief laat raak op comedy? Kyk, die ding is, kyk, ek lag oor enigiets. Dis wat ek gesê het. So ek is lief vir komedie. As ek man die simpelste dingetjies, as 'n ou val, dan lag ek myself eerder dood voordat ek hom ophelp, verstaan jy? So al daai dingetjies, as 'n ou mens, jy verstaan. So ek is 'n mens en as jy die humor daarin sien en jy kan lag, why not? Ek is ook so. Ek lag ook as iemand val en dan help ek hulle eers. Jy sien, jy verstaan. Nou vir my was dit daai movie, daai een movie gewees van Mr. Bean. Ek kan nou nie sy naam onthou nie, maar dit het my verlief gemaak, kan ek sê, op comedy, op daai snaaks wees. Definitief. Ja. So, Ons dis nou nie. Dink jy mense word gebore met die vermoë om snaaks te wees? Of is dit iets wat aangeleer kan word? Ek sal sê mense word gebore daarmee, want kyk hierso, daar's party mense wat probeer en hulle leer en hulle maak net 'n shit show daarvan. Hulle is snaaks. Kyk, hulle is snaaks om te sien dat hulle naam wegdonder met 'n plank of ietsie. Ekskuus my woorde, maar nee, mens moet maar gebore wees daarmee om van my kant af moet jy maar gebore wees met dit. Dit sit nie in enige ou se broek om snaaks te wees. Dis kom ek sê ek is nie snaaks nie. Ek probeer maar. Ja. Ek sal sê vir my gaan dit na beide kante toe. Soos 'n mens kan gebore wees met die vermoë om snaaks te wees. Soos byvoorbeeld iemand se persoonlikheid is snaaks. En dan weer, dit kan ook aangeleer word om snaaks te wees. Soos byvoorbeeld, jy kan dalk oefen aan nuwe grappe om te vertel of 'n ander manier aanleer om iets op 'n snaakse manier te doen. Nou Supersonic, het jy vir ons 'n interessante feit? Interessante feit. Waar begin ek? Interessante feit. Interessante feit is dus dat ek is nie eintlik snaaks nie. Nee, ek joke. Ek het nie interessante feite oor my nie. Daar's soos baie dat ek weet ek sit met 4 aanbye en al daai goeters. Jy weet, dis interessante feite. Ja. Nou julle, ek gaan met julle so 'n interessante feit deel. Kreatiewe mense sien komiese inspirasie in verhoudings wat nie saamhoort nie. Komiese inspirasie kom dikwels vir mense in die vorm van gewone situasies wat hulle absurd maak. Byvoorbeeld 'n kat met kantoorwerk gekombineer en dit word 'n meme. En dan is dit vir van die mense wat snaaks. So, dit is 'n interessante feit. Ja, daar's 'n Ginger, jy het 'n interessante feit. Myn Emily. Daar's hy. Baie welkom aan elke nuwe een. Ons gaan nou aangaan met ons vierde vraag Supersonic en dit is: wat inspireer jou sin vir humor die meeste? Ek wil vir jou wys. Ek wil gou vir jou wys wat inspireer my sense of humor die meeste. En dit is waar alles begin het. So ek gaan vir jou wys. En dan gaan julle sommer nou klaar vir my sê
Ken julle die vrou? Ken julle die vrou? Wie is die vrou? Weskus. Weskus Duchess. Duchess. Sy inspireer my en ek kyk haar goeders elke dag. En ek sien wat se paadjie sy vat. En dis die pad wat ek wil loop. Definitief. Vir my sal ek sê, vir my is dit daai humoristiese alledaagse gebeurtenisse, soos ons vroeër vanaand gesê het. Soos dinge Yes. wat gebeur, jy weet. Daar's hy. Ons vyfde vraagie, dink jy humor kan mense genees? Absolutely. Kyk hierso, hulle sê lag in die wêreld lag saam met jou, huil en jy huil alleen. Absolutely. Jy korter lag 'n dag. En as jy nie kan lag nie, dan gaan jy siek word. Jy kan nie deur die lewe miserable en mislik gaan nie. Jy moet lag. Definitief. Ja, ek dink humor kan mense definitief genees, want dit is goed om te lag, want lag is goed vir die siel. Absolutely. So Absolutely. #laughter is the best medicine. Ja, sê. Ons volgende vraag is supersoniek. En dit is dan, dink jy sterk emosies, byvoorbeeld blydskap of hartseer, kan in komiese inspirasie omskep word? As jy sê hartseer kan jy komies inspireer. Kyk hierso, jy kan in enige aspek kan jy dit doen. So wat ek sê is jy kan enige situasie kan jy omdraai en dit in 'n gelukkige komiese aspek maak. Jy kan lag daaroor. Op die einde van die dag is dit net wat jy maak daarvan is mens ja. Ek dink jy kan ja. Definitief. Ja, ek sê ook, mens kan definitief, veral in gevalle waar mense as gevolg van swak lewenskeuses 'n bietjie grond koop byvoorbeeld. Ek het al klippe gekou, ek nie so ek het al geduik dat 'n klippe kou. So ek verstaan as die grond knaag op die tande. Nee, ek weet. En hy lekker oor en dan lag ander mense oor. So jy weet, dis daai stukkie van wat hulle sê the funny bone, as jy jou shoppingkie slat en dan sit hulle noem dit in Engels funny bone. Dis nie vir jou snaaks nie, maar ander lag hulle self aan 'n paapie in. Daai is waar. Dit bring ons by ons tweede feit. En dit is tydsberekening is belangriker as die grap self. Komiese inspirasie leef in ritme en pouse, nie net in woorde nie. 'n Grap kan skreeusnaaks wees op die regte oomblik of heeltemal doodval as dit verkeerd vertel word. Absolutely. Ek meen, yes, ek kan nie nou in 'n regte gesprek sê hoor hier is my hol juk of iets nie, want die mense gaan nie snaaks vat nie. Jy weet, maar daar's een ding wat jy kan doen en almal gaan lag, maak nie saak wat die situasie is nie. Geen net 'n harde poep en hy's in, Jomie. Dis daar nie. Dan is die graad daar, almal lag en die dinge loop mooi. Definitief. Dankie julle vir die likes, ons waardeer julle opreg. Dit is nou my sewende vraagie en dit is, dink jy daar is 'n verskil tussen snaaks wees aanlyn en snaaks wees in persoon? Ek sal nie sê dis snaaks in persoon of aanlyn nie. Daar's nie verskil nie want jy wys jou impressions. Kyk hierso, as ek met my hande praat, dis soos mense wat met hulle hande praat. Jy moet impressions wys en ek dink is maar dieselfde. Jy kan aanlyn, jy kan in persoon snaakser wees. Kyk jy partykeer dink die mense nie is snaaks in persoon nie, want dan is daar 'n ander clown in die crowd en hierso kan jy jou eie clown wees, verstaan jy? Definitief. Nou, ek sal nou weer sê, ek dink daar kan 'n verskil wees, want dit kan dalk snaaks gevind word aanlyn, maar in persoon kan mense dit dalk te ernstig opneem, jy weet. So, Yes. Ja, maar dan dat soos ek sê, dan is daar nog 'n ander clown in die sirkus. So jy soek nie twee clowns nie, jy soek mos nou net een. definitief. Ons volgende vraagie. Ja, Bobby, ek sien Bobby lag lekker hier. Ons volgende vraagie. Dink jy professionele komedie is vandag te sensitief of nie sensitief genoeg nie? Ek sal sê vandag se komedie, jy kry nie meer baie komedie vandag nie, om eerlikwaar te wees met jou en ek sal nie sê dat dit te sensitief is nie. Daar
daar's dinge wat mense te ernstig opvat in die manier en die konteks wat jy dit gee en sê, maar daar is nie meer baie komedie in ons lewens nie. Jy verstaan, en nou hoor ek hulle sê ek is 'n nar gebore. Ja. Ek stem saam met jou Supersonic. Ek dink ook veral mense neem vinnig aanstoot in vandag se tyd. Maar ek stem saam met jou, daar is nie meer daai komedie van vandag nie. Ja, absoluut. Soos ons daai tyd van. Nommer 9. Exactly. So, nommer 9, watter alledaagse ding gee vir jou soms komiese inspirasie? My kinders, hulle snaaks. As hulle my goeie vra, en die manier hoe hulle my vra, kyk hier so my hele huishouding is so, ons het maar komiese inspirasies, en ons maar komiese komedie in ons huis, verstaan jy, die manier hoe ek en my dogters met mekaar praat, en die sê goeie, so ja, dit is my alledaagse komedie. Vir my is dit diere wat snaaks is, wat snaakse dinge doen en aanvang. O nee, katjie, my diere doen dit sommer van graagte vir jou, ek hoef nie eers te vra nie. Ons laaste interessante feit, julle. Humor is sosiaal aansteeklik. Ons lag meer in groepe as alleen. Jou brein is meer geneig om te lag wanneer ander lag. Selfs al is die grap of gebeurtenis nie so snaaks nie, maar as ons brein gewoond om te lag as almal saam met jou lag. Okay, so die ding is so, ek dink nie dit is so waar nie, hoor. Mense partykeer lag maar vir 'n joke en dan gaan hy huis toe en dan vra hy vir sy vrou, wat het hy eintlik gesê? Maar die groep het gelag, so jy wil nou nie so 'n dom drol klink as jy nou nie lag nie. So nou staan jy en ha saam en op die einde van die dag weet jy nie waar die ou gepraat het nie. So ek kan nie saamstem daar's nie. Ja, lag is aansteeklik, maar dan kry jy daai ander tannetjie wat klink of so op 'n besemstok ingeval het. Wat nou vir jou lag dat jy jouself trip met 'n ander dingetjie, maar ja, nee, dit ja, dis al wat ek kan sê. Dit is so waar. Dankie julle. Ja, mense wil nou nie, jy lag maar net sodat jy kan wat dit nie lyk of jy weet, wat jy net kan inpas in daai oomblik. So, jy lag jy maar saam. 'n Mens weet nie altyd wat aangaan nie. Nou, dit bring dan ons 10de vraag wat sê, wat is 'n grap wat jou nog steeds laat lag? Maak nie saak hoe oud dit raak nie. Toe my vrou by die trappe opgeval het met 'n bike en 'n kind in haar hand. Die kind is okay, daar was nou animals wat sorting with harm in the making, maar sy het geval op trane. So goeie. Die enetjie wat my altyd bybly is, why did the scarecrow win an award? Because he was outstanding in his field. Ja, kaka! Ons derde laaste vraagie. Wat is die snaakste misverstand wat jy al beleef het, wat jou komies geïnspireer het? Kyk hier, daar's baie, en aan een te dink, die snaakste was, toe my vrou vir my gesê dat ek met die deur toe maak. Vir my was dit toe ek my sleutel misplaas het en almal blameer het daarvoor dat hulle my sleutel gevat het. En toe op die ou einde toe sien, want die ding is ek het so baadjie gedra en hy hier 'n sak gehad en hier 'n sak gehad. Gewoonlik het ek my sleutels in die sak gesit, maar vir daai aand vir een of ander rede het ek dit in die sak gesit. En die sleutels het soos afgegly. So toe ek my baadjie weer aantrek,
En in my kop was ek soos die sleutels is nog in my sak en toe ek by die huis kom, toe kon ek nie ingegaan het nie want ek kon nie my sleutels gevind het nie. En die plek was daarom baie naby aan ons, so ek het toe teruggeloop en vir die mense gesê, "Wat het julle met my sleutel gedoen? Waar's my sleutels?" So daai was vir my die snaakste misverstand. Ja, nee, dit gebeur. As jy jou sleutels soek en jou broek het 'n gaatjie in, as jy nou daarvan praat, ons het 'n wat jou broek nou 'n gaatjie in het ons maar by die Jaws gestaan toe ek nou 'n single ouetjie was en dan het jy 'n kans gevat en toe daar nie onnies nie, dan is jou broek 'n gaatjie in by die sak en dan sê jy vir die meisie, "Hoor jy, my foon lui, wil jy net gou uitkry nie asseblief, my hande is vol." En dan vat sy 'n ander foon, verstaan jy? Dit is snaakse komedie. Dan skrik sy mos nou, verstaan jy? Maar moenie koud wees nie, want as dit winter is, gaan dit nie voel soos 'n foon nie. Jy gaan sê dit 'n losdra in jou sak. Dis 'n goeie een, hè? Ja. Ons tweede en laaste een, Supersonic. Wat inspireer jou snaakste idees? Weskus. Beslis. Weskus. Kyk hier, daai vrou inspireer my met alles. Sy soos sy sê, los alles, maar ek sê gaan voort met alles. Wat my inspireer in daai tipe van aspek is dat jy kan enigiets doen, jy kan enigiets snaaks maak en uit 'n slegte situasie uit kan jy enigiets snaaks laat lyk ook of klink. En die manier hoe jy dit voorstel, dit is waar dit inkom. Die manier hoe jy dinge voorstel. Definitief. So my vriende het aanhoudend uit bome uitgeval. Dit het gelei na 'n onderwerp van mediese hulp. En dit was natuurlik vir my snaaks geweest, want soos ons vroeër gesê het, as iemand val, dan lag jy eens vir hulle, en dan help jy hulle op, en dan help jy hulle. Ja. Ons laaste vraagie, Supersonic. Wat is die moeilikste deel daarvan om jou komiese inspirasie relevant te hou? Jou afdaag. Kyk hierso. Almal dink 'n komediant en al daai goeters is, soos ek sê, ek klassifiseer my nie as 'n komediant nie, maar I strive to be en jy kry afdae, almal kry afdae. En as die dag nie reg is nie en jou moed is nie, jou gemoedsrus is nie reg nie, dan gaan dit nie so punchline uitkom nie. Dit gaan nie so fantasties uitkom nie, verstaan jy? So jy moet in die flavor wees van let's do this. Ons is nou op die acting spree. En solank iemand jou moed breek in daai goeters dan is tickets, is verby. Ja, definitief. Vir my sal ek sê die moeilikste is dat mense se opinies baie vinnig beïnvloed word deur sosiale media. Iets wat gister snaaks was, is nie noodwendig vandag meer snaaks nie. Absolutely. Ek stem saam met jou, ja. So, Supersonic, dit was dan ons vragies vir vanaand. Nou kom ons 'n bietjie by die fun and games. Ons moet 'n bietjie fun and games inbring. Nou, ons eerste kort speletjie. Sy naam is die deelbreker vir die eerste kort speletjie. Kort speletjie. Ekskuus, ek het iets anders te gehoor. Okay, nee, reg. Please, guys, dankie julle. Ons eerste kortspeletjie se naam is die dealbreaker or not, maar dis 'n bietjie anders. Die weergawe is in sy is 'n 10 weergawe. So met ander woorde, ek gaan vir jou 'n stelling sê, sy is 'n 10 en dan gaan ek die stelling vir jou noem. Dan moet jy net vir my sê, is dit vir jou 'n dealbreaker of is dit nie 'n dealbreaker? You also heard cock. Ja, nee, dit was nie net ek, okay. Alright, kom ons probeer met jou, mee. Daar is hy. Ons gaan wegspring. Die eerste enetjie, sy is 'n 10, maar sy lag vir haar eie grappies voordat sy dit klaar vertel. Is dit vir jou 'n dealbreaker of nie? Hang af hoe sy lag sy soos 'n kakatoe. Nee, ek sal nie sê is 'n dealbreaker nie. Ek meen partykeer dis 'n image wat 'n mens in jou kop kry, 'n image wat sy in haar kop gekry het en dan wat ek nou sal wel sê is 'n dealbreaker as sy lag voor die grap voor sy die punchline gegooi het
En sy gooi die punchline en hy sê nie so snaaks nie, dan gaan ek sê, nou wat gaan nie aan breinskade? Maar okay. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Ons tweede enetjie, maak sy stuur net memes in plaas van om behoorlik te reply. Nee, daai is 'n dealbreaker, John, maar beteken dit net een ding, sy soek jou mos nou nie. Ons derde enetjie, maak sy gebruik dieselfde grap 100 keer. O nee. Dis 'n dealbreaker, John. Maak sy lag tydens ernstige oomblikke. O nee, dis 'n groot probleem daai, want as ek ernstig is en sy wil vir my lag, dan gaan ons nog groter probleme optel. Volgende een, maar sy kan grappies uitdeel, maar nie ontvang nie. Nee, want dan moet sy dit nie uitdeel nie. Nee, dealbreaker, John, jy gooi rooi vlaggies hier wild. Maar sy fake lag net om in te pas. Doen ons almal nie. Dit is waar, ons almal doen dit. So, ons kan daai nie dealbreaker noem nie. Nee, dit is okay, ons almal doen dit. Maar sy lag net vir iets wat werklik snaaks. Maar sy lag nie vir iets wat werklik snaaks is nie. Dan moet jy jou groen dakkies te vat, John, en die brein gaan toets, want dan klop ietsie anderste, want ek weet nie. Of dalk verstaan ons mekaar net nie so goed nie. Ons volgende enetjie. Maar sy dink dat dit snaaks is wanneer mense fisies beseer word. Wel, ons het vanaand baie rondgesels. Hang af wat sy beseer. Kyk hierso, as jy nou iemand se flip in keel kom kap of iets en jy lag oor, dan is jy 'n serial killer. Verstaan jy, maar as jy loop en trip en jy val oor ietsie, ja, daai is fyn, maar nou nie 'n serial killer tipe type of vibe nie. Nee. Ja, nee, ons soek nie daai ene nie. Ons tweede laaste ene. Maar sy weet nie wanneer om op te hou lag nie. Dan het sy 'n goggovarkie ingesluk. As laaste ene, maar sy dink of gee voor dat al jou grappe skreeu snaaks is. Nee, dan is hy groen lig, Jomma, want dan is dit soos in she's all out for you. So nee, dan moet sy maar weet enigiets wat jy sê en sy lag, dan is dit all for you, papa. Definitief. Nou dit bring ons by ons volgende skepie van Protse Personie. Dit is ons groot speletjie vir vanaand. Is jy reg om te hoor oor hierdie speletjie? Nee, ek luister juis, ek luister. Nou, ons speletjie wat ons volgende gaan speel, sy naam is Skommelsaam. O, jette, los alles. My vriend, ek moet net vir jou sê, ek het nog nooit saam met 'n ander man geskommel nie, maar hey. Nou, dit is glad nie hoe dit klink nie. So, hoe Skommelsaam gaan werk is as volg. Daar gaan 6 kategorieë wees. Die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. So, jy gaan, Supersonic, jy as ons gas gaan 3 kategorieë kies wat ek nou net genoem het, enige 3, en dan gaan ons saam 'n lekker melkskommel aan mekaar slaan. O my donder, okay. So, wat Sorry, ek het myself nou 'n papie ingehoes, ja. So dit is die houer, die geur, die topping, die stroop, die vulsel en die afronding. So watter 3 kies jy? Wel, ek sal seker moet jy maar die houer eerste vat. Okay. Die topping en die geur. Awesome. Ek laat nie die skommel so kwaai nie, maar okay. Ek gaan jou 'n tydjie gee, of as jy gereed is, moet jy my net sê, want ek gaan nou vir jou vra, hoe wil jy die houer hê? Watse geur wil jy vir die melkskommel hê? En watter toppings wil jy vir die melkskommel hê? Ek het dit reg, my chom, wat wil jy hê? Awesome. Kan ek vir die houer wys?
O, fuck, hy wil nie nou wys nie. Sien jy daar, okay, wel hier's 'n houer in my hand. Ek weet nie, ek kan hom nie vir jou wys nie. Okay. Ja? Hoe wil jy die geur hê, Supersonic? Wat se geur wil jy hê? Vanilla. En wat se toppings wil jy hê? Thousands and hundreds? Awesome. Enigiets anders? Of is daai reg? Ja, maar gaan jy nou die milkshake bysit? Ja. O, okay. Nee, daai is sharp. Daai is reg met 'n strokie. Hy kykie met 'n strokie. Awesome. En 'n marshmallow. Awesome. Terwyl my geliefde hier in die agtergrond vir ons besig is om hierdie lekker melkskommel wat ons aan mekaar gaan slaan, Supersonic, op ChatGPT om te kyk hoe hierdie melkskommel nou gaan uitkom, dit bring ons dan by ons laaste afdeling van Pro en Pro. En dit is die Q&A vragies. So ek gaan aan jou 5 vragies vra. Ek gaan hom laat waai. Let's go. Ons eerste vragie. Jy kom van Kempton Park. Is daar enige iets van die area wat jou laat besluit het om daar te bly? Beslis, my nageslag, my ancestors, my hospitaal. Kyk, hier baie mense wil na my hospitaal toe gaan en ek was al baie daar, ek was al gebore en ek was nog baie kere daarna was ek ook daar gewees en jy weet wat se hospitaal ek van praat, Kempton Hospitaal. Memories wat 'n mens gebou het is hierso, ja. Definitief. Ek hoor jou. Ons tweede vragie. Jy geniet dit om mense te prank. Wat het hierdie poetsbakker gees in jou opgewek? Ek was maar altyd so gewees, en ek het net gedink, let yourself out en sit dit daar buite en doen dit, weet, en om eerlikwaar te wees, my vrou is nou wel nie een van hulle wat poetse bak op mense nie, maar sy het ingeklim en sy het gejoin, sy het gesê, let's go for it, dit klink funny, en weet, as my vrou 'n idee vat en sy hardloop met hom, dan gaan ek haar volg, want ek weet, sy maak nie verkeerde keuses nie, want ek was een van hulle, en ja. Ons derde vragie. Jy hou daarvan om mense te bemoedig. Kan jy kortliks beskryf hoe jy dit doen en in watter algemene omstandighede? Weet jy wat, ek kan enigiemand bemoedig, want as jy geboelie was, kan jy deel met boelies. En as jy, hoe kan ek sê, mishandel was, kan jy dit handle. So, om mense te bemoedig is, ek hou nie van mense wat ander mense afkraak nie. Ek hou nie van mense wat neerkyk op ander nie. Maak nie saak wat hulle het en wat hulle nie het nie. Dit is my bemoediging om vir ander te sê dat jy is meer werd om die lied van die lewe te dans. Maak nie saak of jy 'n skewe tand het of 'n skewe neus soos ek nie, maar jy kan en jy's waardig. Definitief. En dis baie mooi gestel. Ek stem saam met jou. Ons tweede laaste vragie. Jy sê jy's 'n straight shooter. Is hierdie pragmatiese uitsig natuurlik vir jou of is dit iets wat jy moes aanleer? Nee, ek is maar dis natuurlik want ek vat dit so straight talk, doesn't break no friendship. Ek hou nie van agteraf geite nie as mense agter jou praat nie, die mense sal voor jou sê, hoor hierso, jy's so kwaai ouetjie, jy's so lekker ou en agter jou dan gepraat hulle van jou. Ek despise it. Kom sê jy vir my in my gesig, hoor hierso, ek dink jy's 'n twat. Thank you bro, ek verstaan dit lekker, daar's nie stories wat ronddraai nie. Ek en jy's nog steeds chommies. Ek stem 100% saam met jou. Ek soek so. Sê liewer 'n ding voor my, vir my in my gesig, dan vat ek dit as wat jy dit agter my sê. Dan ja. Ons 100%. laaste vraag. Kan jy kortliks beskryf wat dit vir jou beteken om net jouself te wees? Dit beteken die wêreld vir my om myself te wees, want ek is so gebore om myself te wees is amazing en ek het niks woorde om te beskryf nie, it's me, it's what you get. As jy my so sien op die kamera en as jy my agter die kamera sien, selfe mens, I am me, I'm only me.
Definitief, ek hoor jou. Nou terwyl my geliefde nog hier besig is in die agtergrond op ChatGPT, Supersonic gaan ek jou 'n kans gee. As jy enigiets wil bemark, hier is jou kans. Hoor hierso, julle moet Saterdag Boksburg UGC kom kyk. Kry julle kaartjies op www.quicket vir jou kaartjie en gebruik die promo code super#2. Ek gaan daar so boks en ek gaan vir Attie, Roetstuk en Bliksem en anyways. So en daar gaan baie fighters wees. Dit gaan 'n amazing aand wees en kom join dit net. En ook wat ek wil bemark is Jasmine en ek is die front die ambassadeur van Jasmine en hy op Weskus en ek sal graag vir julle videoetjies maak man. Ja. Man. Awesome, daar het julle dit. Ondersteun asseblief vir Supersonic, koop jou kaartjie vanaand nog. Maak gerus daai goeie keuse doen dit. Ja. Nou Supersonic, ek gaan jou nog so 'n kansie gee. Ons is nog so 'n bietjie besig met die melkskommel hierso. Ja, maar jy kom lank jou. Jy dalk met ons so ietsie snaaks deel? Ietsie snaaks deel? Ja, dalk so 'n grappie of twee vertel. Ja, kyk nou verstaan nou die ding is. Ek is nou nie 'n grapverteller nie of 'n storieverteller nie. Ek is in the moment ou. As ek 'n ding doen, dan doen ek hom, verstaan jy? So Ja. grappies vertel is een van my swakste punte, met jou, maar as ek 'n grappie vertel, lag niemand nie. Verstaan, jy kan sien nie van die mense in die comments lag nie eers nie. Maar om 'n ding te doen, kan ek vir jou doen, maar grappie vertel kan ek nie. So die snaakse ding is, kyk net na my gesig, dan sien jy 'n snaakse ding. Verstaan jy? 'n Snaakse ding is ek is snaaks. Kyk hoe lag hulle nou, omdat ek sê ek is die snaakse ding. Verstaan jy? Nee, ek grappies vertel, Bliksem nie met jou nie. Daai grappies wat ek gehoor het, né? Ek kan sien julle lag nie man. Ek kan nie, julle kyk vir my Jamie, ek kan sien julle oë, julle lag nie. So, die ding is, ek kan vir julle grappies vertel, maar daai goed is al uit die oude dose uit. Kyk hier, so julle ouetjies van vandag het dis 'n nuwe era. Ek moet nog leer om by te pas. Ja, jy sien, julle moet vir my kyk as julle met my praat. Nou julle, ons melkskommel is gereed. Kom ons kyk hoe het hierdie melkskommel uitgekom. Jy moet nou nie vir my 'n lelike ding gee nie. Daar's ons melkskommel. Surprise! Mofos, kyk daar. Dit is hoe my melkskommel moet lyk. Vol geure, lekker soos die lewe. Sien julle? Mooi opgesom. Jy maar ou kan lekker skommel hoor. Die milkshake se naam is The Macnilla Lime Sweet Explosion. With a little bit of Sonic touch. Daar's hy, with a little bit of Sonic touch. Net so Supersonic. Julle, die melkskommel se resep gaan net na hierdie aand beskikbaar wees op die blad. So as jy dan wil gaan uittoets, tag ons asseblief en ons kyk. En hy like some sweets. Ja, ek like my sweets. Ek het 'n hele bak vol sweets met jou. Ek het marshmallows, alles wat mal is. Ewen daai klein melkbotteltjies, ja. Vol blikke vol. Ek is ook 'n soetant. Ek love soetgoed. Ek sal baie sweets eet. Wat laat jou dink ek eet baie sweets? Dit wys nie in my wange nie, né? Nou Supersonic van my kant af wil ek vir jou sê baie dankie op hierdie kennisgewing. Dankie dat jy ons gas was vir episode 8. Dis 'n voorreg om jou ons gas te kon gehad het. Dit was 'n lekker aand, ons het lekker gelag. Ek sien die mense het net so baie lekker gelag. Ons is baie dankbaar vir julle. Ek gaan gou vir julle wys wie's volgende week se gas. Volgende week, as dinge reg verloop, is ons maandag aand weer terug om 8:00 met episode 9. Kom ons kyk. Check dit uit. Voordat ek gaan wys julle, het ek vergeet om dit te noem. Ons het ook ons eie merch, 'n sleutelhouer wat jy kan bestel vir R15. En ons gaan vir jou 'n trofeetjie maak van jou en Pro en Praat vir R80. So maak seker jy maak 'n draai daar. En dan die 10de Augustus, julle save the date. Die 10de Augustus is Weskus Duchess ons gas. Jy wil nie daardie aand misloop nie. 10 Augustus. Yes, ja. Ons gaan hom gooi. Yes, ja.
Yes, ja. Waar gaan jy nou? Nou los my alleen nie met julle. Jimmy? Wat sê? Julle, ons gas vir volgende week is Willem. Hy is ons gas vir volgende week. Maak seker, julle mis dit nie. Episode 10 het ons 'n groot gas, julle. Sy Sue Pilot Slabbert van RSG is ons gas. Jy wil nie daardie aand ook mis dit nie. Maar Supersonic, weer eens, baie dankie vir jou. Ek waardeer opreg. Dankie my Jimmy, wat jy. Tot die volgende keer. Dankie julle almal en wat ek sê en ek sê dit altyd as ek die live en we gaan net live, ek gaan nou nie hierdie live en ek gaan net uit jou live uitgaan. Maar wil ek net altyd sê be blessed, stay humbled and always be the best version of yourself. Maak 'n ding lekker, Jommy. Definitief. Baie dankie Supersonic, geseënde aand. Just. Baie dankie aan julle elkeen. Ons waardeer julle opreg baie. Mag julle 'n geseënde week verder hê. Ek hoop julle het julle jeugdag geniet. Dan kyk ons uit om julle volgende maandag aand om 8:00 te sien. Baie dankie julle. Dankie Nessie, dankie Zack, dankie Shamaine. Dankie aan elke liewe een van julle. Angel Eyes, Sunet. Baie dankie julle. Ons sien julle volgende week. Totsiens julle. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou.